Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou, vandag wil ek aansluit by 'n vorige video wat ek gemaak het oor Bartimeus. Daardie blinde man wat langs die pad gesit het en wat uitgeroep het toe Jesus verbykom en gesê het: Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wonderwerk daarvan dat Jesus stop tussen al die geraas, tussen al die mense, stop Jesus vir een man. En toe vra Jesus vir hom: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dit is ook so mooi, want baie keer leef ons net so in die algemeen, en ons bid in die algemeen, maar Jesus kon sien dat hy blind is, maar hy vra nog steeds: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En Bartimeus antwoord en hy sê: Rabbi, dat ek kan sien. En onmiddellik word hy gesond. Maar hier is die deel waaroor ons baie min praat. Wat gebeur nadat jy weer kan sien? Baie van ons bid vir verandering, maar ons dink nie altyd oor wat daarna gaan kom nie. Jy sien, Bartimeus was so gewoond om aan die kant van die pad te sit, om nie gesien te word nie, om blind te wees, om gewoond te wees aan die donkerte en aan die afhanklikheid, gewoond aan net oorlewing en ander mense wat hom moes help. En skielik verander alles. Want nou moet hy leef, nou moet hy beweeg, nou moet hy 'n nuwe verantwoordelikheid dra, soos iemand wat kan sien. Want genesing verander nie net jou pyn nie, dit verander ook jou identiteit. En ek dink baie mense is eintlik bang daarvoor. Ons sê ons wil verander, ons bid vir deure om oop te gaan, vir iemand nuuts in ons lewe, om deel van ons lewe te wees. Ons vra vir God vir genesing, ons vra vir nuwe seisoene, vir nuwe geleenthede. Maar as dit kom, dan besef ons, nou moet ek anders leef. Want dit is maklik om gewoon te raak aan jou beperkings. En party mense raak so gewoon daaraan, analyseer, dat dit so later deel word van wie hulle dink hulle is. Iemand wat sê, maar ek is maar net 'n angstige mens, of ek is maar net gebroke, of ek is nie verhoudingsmateriaal nie, of ag, ek sal nooit verander nie, dinge sal nooit beter wees nie. Dis maar hoe my lewe is. Maar wat as God jou roep na iets nuuts toe? Wat as jy eintlik meer kan wees as jou verlede? Dit is interessant dat nadat Bartimeus genees is, sê die Bybel, hy het Jesus op die pad gevolg. Hy het nie weer net gesien nie, hy het begin beweeg. En dalk is dit die belangrike ding van vandag. Baie mense wag vir perfekte sekerhede voordat hulle beweeg, maar die lewe werk nie so nie. Jy begin stap en dan leer jy sien. Dis soos 'n kind wat leer loop, hulle val en hulle wankel, maar hulle leer deur te beweeg. En dalk is dit waar jy vandag is. Miskien het God reeds iets in jou lewe wakker gemaak, 'n droom, 'n verandering, 'n nuwe perspektief, maar jy sit nog langs die pad van jou lewe, omdat dit bekend voel daar. Bekendheid is 'n gevaarlike ding. Selfs pyn kan gemaklik raak as jy lank genoeg daarin bly. Dis hoekom die volk Israel daar in die woestyn soms terug verlang het na Egipte toe. Slawerny was sleg, maar dit was bekend. Vryheid vra vir jou een ding, en dit is geloof. Genesing vra vir jou beweeg. Groei vra risiko. En dalk is dit hoekom baie mense vassteek. Nie omdat God nie werk nie, nie die verandering bring nie, maar omdat hulle bang is om die volgende tree te gee. En hoor mooi, jy hoef nie alles te verstaan voordat jy beweeg nie. Bartimeus het nie geweet hoe sy toekoms gaan lyk nie. Hy het net geweet, ek kan nou sien en nou gaan ek beweeg en nou gaan ek volg. Miskien is dit vandag vir jou 'n uitnodiging, nie om alles uit te figure nie, maar om die volgende tree te gee. Maak daardie oproep, begin weer daardie droom, praat weer met God, glo weer, leef weer. Want die grootste tragedie is nie blindheid nie, dis wanneer iemand weer kan sien, maar steeds langs die pad bly sit in waar hulle was. En dalk moet iemand dit vandag hoor, jy was nie gemaak net om te oorleef nie, jy is gemaak om te leef, om lief te hê, om te groei, om te probeer, om te val en weer op te staan, om die pad saam met God te stap. So miskien is dit nie, is vandag se vraag nie, wat wil jy hê moet God vir jou doen nie. Miskien is die vraag ook, wat gaan jy doen met die nuwe sig wat God vir jou gee? Want dalk lê jou nuwe lewe net aan die ander kant die volgende tree. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.